Hallo julle almal. Ek hoop dit gaan goed met julle. Welkom aan almal wat die live session nou kan bywoon. Hierdie is ons eerste sessie van die Bybelstudie Fondasie. Vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Bianca Labuskaghni en die Here het hierdie projek so op my hart kom druk en ek ervaar hoe die Here net die liggaam van Christus wil toerus om die woord van God te kan lees en te verstaan en nie dit te kompliseer nie, maar net terug te gaan na die basies toe en bietjie die fondasieblokke gaan lê en ja, so hierdie Bybelstudie gaan ons so bietjie deur die Bybel draf van die begin tot die einde. So as jy 'n nuutgebore babatjie in Christus is, dan gaan daar baie nuwe goedjies vir jou nou hier wees en as jy dalk die pad al baie lank stap saam met die Here en jy weet net nie wat se boek pas heeltemal waarin nie, daar gebeur baie goed in die Bybel en ja, die woord van God is net die diepte daarvan is net amazing hoe diep ons kan gaan, maar ook dat iemand van 7 jaar oud kan die woord optel en begin lees en ja, dit is fantasties hoe die woord uiteengesit is. Voordat ons hierdie sessie begin, wil ek net gou afskop in gebed dat die Heilige Gees ons sal lei. So Abba Vader, ek dankie vir die geleentheid dat ons hierdie Bybelstudie kan hê. Here, ek dankie vir elke persoon wat bywoon en vir elke persoon wat na die tyd gaan kyk. Bid ek en vra ek dat die Heilige Gees wat in ons woon vir ons sal die woord oopbreek, dat U ons oë sal oopmaak, ons geestelike oë sal oopmaak om te sien wat U vir ons wil wys en Here, dat U net ons hand sal neem soos ons in die woord indelf en Here, ek bid dat U 'n honger sal wakker maak binne in ons, dat ons honger vir U sal raak. U woord is die hoogste gesag. Dit is die woord van God. En dit wys vir ons hoe ons moet lewe en ek vra dat dit ons sal so kom transformeer in U beeld en ek dank U daarvoor, Abba Vader. Ek bid dat U ons elkeen sal kom ontmoet waar ons is, dat waar ons die woord optel en begin lees, dat U vir ons sal kom oopbreek, dat die Heilige Gees ons sal lei en oopbreek vir ons in die naam van Jesus bid ek dit. Amen. So kom ons kop af met die Bybelstudie. Ek gaan 'n dokument share en dan gaan ek hierdie notas wat ek nou share of hierdie presentation sal ek ook met julle deel. En ek wil net gou my skerm reg kry hier aan die ander kant. Alright. Okay, julle. So alright, die woord van God is die hoogste gesag en dit is die woorde wat van God afkom en die woord is geskryf deur mense wat God gebruik het en maar is geïnspireer deur die Heilige Gees. So ek het hierdie prentjie hier kom gebruik en ek dink is 'n baie goeie voorbeeld dat as jy nie gebore babatjie in Christus is en jy is honger vir God, jy weet nie waar om te begin nie, is die woord, die plek waar God met ons kan praat. Dit is een van die maniere hoe God met ons kan praat, is deur sy woord. En ek het hierdie prentjie hier gesit dat die woord van God is nie net 'n plek van informasie nie. Ons moet dit nie net lees en is net informasie nie. Nee, dit moet ons kom transformeer. So jy begin as 'n wurmpie en jy word getransformeer en verander in 'n mooi skoenlapper. En hierdie skriffie het vir my net so uitgestaan. 1 Korintiërs 3 vers 18 sê: "En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is." En dis wat die woord van God moet doen. Dit moet nie net inligting wees nie, alhoewel ek julle gaan deurvat van die begin tot die einde
sekere dele gaan voel, okay, hier's bietjie geskiedenis en dit is alles geskiedenis want alles het in die verlede gebeur, maar die woord van God is lewendig. Die woord van God is 'n lewende woord wat ons lees en getransformeer word om te lyk soos Jesus, soos Jesus. So ons gaan nou kyk hoe alles bymekaar pas en al die sessies wat ons nou gaan hê, maar um it's going from glory to glory is om getransformeer te word. Is nie net inligting nie, dis nie net stories nie, dis stories wat ons lees wat ons moet verstaan van die begin tot die einde en waar alles bymekaar pas, van die begin tot en met die einde, maar die woord van God is daar om ons te transformeer. So as ons nou begin net so 'n paar vragies met die Bybel. Watse vertaling lees jy as jy heeltemal nuut is en jy het nog nie eens die woord opgetel nie? Waar begin jy? Watse vertaling lees jy? So die woord van God oorspronklik, en ons gaan dan nou daarna kyk, is um dit is oorspronklik in Hebreëus geskryf en dit het later begin in die Nuwe Testament sou jy sien het dit baie Grieks gegaan, so dit is 'n vertaling na Grieks toe en van daar af het dit begin versprei en elkeen het 'n werkie gehad om die woord van God te begin vertaal. Julle sal nou sien waar die tale verander het en dis hoekom ons nou al die verskillende tale in die wêreld het. Maar as jy kyk nou na vertalings nou, watse vertaling lees jy? Maak dit saak. En ek het hierso 'n 1933-53 vertaling, 'n Afrikaanse Bybel. Toe ek baie jonger was, het ek begin met hom en as ek sal sê as jy Afrikaanse Bybel wil lees, is dit 'n goeie beginpunt, 1933-53 vertaling. Um Maar is dit verkeerd om die nuwe lewende vertaling te lees? Daar's niks verkeerd daarmee nie. Daar's verskillende vertalings wat net dit bietjie eenvoudiger maak om te verstaan, bietjie eenvoudige woorde wat gebruik word om te verstaan wat jy lees. As jy dalk nou in die laerskool is of nou as jy dalk in die hoërskool waar ook al jouself bevind en soms help dit om verskillende vertalings ook te hê dat jy lees dalk die 1933-53 vertaling, maar jy verstaan dalk nie iets so lekker nie en dan gaan jy en jy kan die nuwe lewende vertaling vat en jy kan die nuwe lewende vertaling saam met dit lees dat dit sin maak. Die belangrikste is dat die woord van God nie verdraai word nie. So dit gebeur waar sekere vertalings dalk iets uitlaat of jy weet iets byvoeg en dis verkeerd want oorspronklik die woord van God is oorspronklik wat hy vir ons gegee het. En soos ek gesê het, dit kom van Hebreëus af, die Hebreëse oorspronklike waar dit vandaan kom geskrywe is, toe sit in Grieks en in die Nuwe Testament het ons daarna te beweeg en daarna is dit nou in al hierdie tale begin wat ons dit nou begin vertaal het. So ja, jy kan wat jy op gemaklik voel as jy die Engelse Bybel lees, gaan die King James Version vir jou baie moeilik wees. Because it's the thou and the shall and the art en al daai dis is Shakespeare is bietjie soms moeilik om te verstaan as Engels nie jou huistaal is nie. En ek het 'n New King James Version en kyk hy's lekker groot en ek sukkel nie om te lees nie. Lekker groot woorde en alles en is so gemaklik en ek het beweeg vanaf die Afrikaanse Bybel na die Engelse Bybel toe. So toe die Here my vra om 'n Afrikaanse Bybelstudie te begin doen, toe voel dit sommer vreemd want ek lees die Bybel in Engels en maar ja, die Here het my in die Afrikaanse en in die Engelse op beide tale geroep vir God se werk. Alright. Okay, so dis net om die vertalings uit die pad uit te kry en net dit te verstaan en waar begin ek en dan vra baie mense, is die Ou Testament van toepassing? Moet ek die Ou Testament lees? Lees ek nie net die Nuwe Testament nie, want dis waar Jesus vir ons gekruisig was en daai hele storie en ons gaan by die Nuwe Testament kom bietjie later in hierdie Bybelstudie, maar
Ek gaan vir jou nou sê, die Ou Testament en die Nuwe Testament is van toepassing. Die hele Bybel, van die begin tot en met die einde, vanaf die boek van Genesis tot en met die boek van Openbaring. So die hele boek is van toepassing en ons moet die woord van God lees en verstaan vanaf die begin tot en met die einde. En ons sal sien in die Ou Testament, die Here kom lê regtig fondasie en die oorspronklike plan. En jy sal sien in die Ou Testament is daar so baie profetiese woord wat uitgegaan het oor Jesus. En Jesus het in vervulling gekom in die Nuwe Testament. En ons sal sien hoekom word dit die Ou Testament en hoekom word dit die Nuwe Testament genoem bietjie later. Maar alles is van toepassing en elke storie dra waarde en krag. Dis nie te sê jy moet begin in die boek van Genesis nie. Jy kan in 'n enige boek begin. Jy kan die woord van God optel en jy kan enige boek begin lees, soos die Heilige Gees jou lei. Maar ehm die hele Bybel is van toepassing en nou kom ons so 'n bietjie by skriffies uit, skrifgedeeltes. Hierdie is maar net 'n inleiding voordat ons nou begin met die tydlyne en met die boek van Genesis. Ehm Maar ek hou daarvan Matteus 4 vers 4 sê vir ons die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. So die woord van God, dit is die woord, elke woord. Uh die woord is geskryf, geïnspireer, gebruik deur God het mense gebruik om die Bybel te skryf, maar is geïnspireer deur die Heilige Gees. En ons lewe nie net van die kos wat jy elke dag eet nie, maar die brood van God wat elke dag in ons lewe moet deel vorm. En Johannes 6 vers 35 sê vir ons en Jesus sê vir hulle ek is die brood van die lewe wie na my toe kom sal nooit honger kry nie en wie in my glo sal nooit dors kry nie. En ook Johannes 7 vers 37 sê en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. So die woord van God is waar ons gevoed word. Dit is ons kos, dit is ons handleiding. Um en dis waar ons getransformeer word om soos Jesus te lyk en waar alles in pas en dit is die handleiding van God af. En ja, Johannes 14 vers 15 sê as julle my liefhet, bewaar my gebooie. So Jesus was gekruisig vir ons en uh God het sy enigste seun Jesus vir ons gegee om die heiligmakende lewe te kom lewe op aarde en ons gaan 'n bietjie later indelf bietjie meer in dit, maar hoe wys ons liefde? Is wanneer ons sy gebooie bewaar. En dis baie moeilik om te lewe soos Jesus as jy nie weet hoe om dit te doen nie, as jy nie weet waar om te begin nie. En Hosea 4 vers 6 is 'n baie kragtige skrif wat sê my volk gaan ter gronde as gevolg van 'n gebrek van kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterampt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. En dit wys net vir ons baie keer gaan ons ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis omdat ons nie sy woord ken nie. En ons nodig sy woord om die woord van God is daar om te beskerm. Die woord van God is daar om in ewigheid, ewigheidswaarde en te stap elke dag met ons oë gemik na Jesus toe om in ewigheidswaarde in te kan stap, om dit te kan nastreef en te lewe soos Jesus geleef het. En dit is beskerming vir ons. Dit is genesing vir ons. As ons sy woord nakom, daar is ek gaan nou sorry julle, maar my Engels en Afrikaans meng dalk so 'n bietjie. En partykeer is my airtime in Afrikaans op, en partykeer is my airtime in Engels op, maar net om terug te kom, it's there to protect us. Die woord van God is daar om ons te beskerm en te lei. And it's life. It's life to us. En biblical principles, as ons dit navolg, dan sal jy sien
hoe 'n mens in abundance loop. En dis nie 'n prosperity gospel so nie, maar as jy die woord nakom, sal jy sien daar is blessings, daar is seëninge. En dit is ek gaan nou in die Engelse woord gebruik, daar's principles wat 'n mens moet volg maar alles kom terug in diep verhouding. Maar ek wil nou net eers gou hierso na die volgende versie te beweeg. 1 Korintiërs 2 vers 10. Maar sê maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. So in die begin het ek vir julle gesê of ek het gebid dat die Heilige Gees ons sal lei. So as jy die woord van God optel en jy wil die woord lees, of jy een skrifgie lees en of jy 'n hele boek of 'n hele hoofstuk lees, dis belangrik om dit met die Heilige Gees te doen, om gelei te word deur die Heilige Gees. So voordat jy die woord lees, bid aan Abba Vader en sê Here, maak die woord vir my oop, lei my met die Heilige Gees wat vir my die leiding gee om te kan verstaan wat ek lees en wat U wil hê ek moet sien in dit. Want dit beweeg in soveel dieptes en openbaarmaking. Ons nodig die Heilige Gees. En 1 Korintiërs 2 vers 4 tot 5 sê vir my, en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Die woord van God moet gedemonstreer word met die krag van die Heilige Gees. In Engels sê ek dit, it's the demonstration of the power of the Holy Ghost. Die woord van God moet lewendig raak. En wanneer ons die woord lees, moet ons gelei word deur die Heilige Gees. En die woord van God word ultimately, eventueel lewe mense dit uit. En mense kyk na ons en hulle sien, okay, dit is hoe 'n kind van die Here optree. En as 'n mens kyk na genesing en ons kyk nog verder na die woord en ons gaan bietjie dieper in al daai goed, maar dis nie net iets wat jy lees en dit's net daar nie. Nee, ons lewe dit uit. As die Here sê in sy woord jy met jou wang draai en daar's 'n skrifgie wat sê, jy weet, draai jou wang, laat hulle maar aan die ander kant ook ja, aan die ander kant van die wang slaan. Dan begin mense dit uit te lewe en as iemand verkeerd teenoor jou gedoen het, jy weet, jy draai jou gesig. Daar's soveel skriffies en alles en hoe ons dit begin uitlewe, maar die woord van God word 'n openbaarmaking en dit word 'n demonstrasie van die Heilige Gees. Jy kan nie net die woord lees en dit is net 'n storie en dit bly daar in die boek nie. Nee, die woord van God word lewendig in ons lewe. Die woord van God is 'n lewendige boek. En dit is jy lees die woord van God met God. Hulle sê this is the word of God is read with the author of God, with the author. So dit beteken dat dis die enigste boek waar jy actually lewendig saam met die persoon wat die boek geskryf het, die God wat die boek geskryf het, deurstap. Waar ander boeke jy lees en is maar net 'n storie en dit eindig daar. Maar met die woord van God, jy lees dit saam met die Here, saam met die Heilige Gees. En ek wil gou hierso 'n videoetjie net vir julle speel. Ek dink dit som dit redelik baie mooi op en dit is vir my net so mooi en special gewees so ek hierdie videoetjie sien en ek wil dit gou met julle deel. En dit word so mooi gesê deur Derek Prince. For me, the Bible is like a piano. It's got a fixed number of books, fixed number of chapters. It's complete from beginning to end. And so is a piano. It's got certain white notes, certain black notes, certain octaves, certain pedals, but it doesn't produce music. And when I was unsaved, for me, reading the Bible was like looking at a piano that had no pianist. Nothing came out of it. But once a pianist comes, there is no limit to what he can produce. It is infinite. Who's the pianist? The Holy Spirit, that's right. It's wonderful to have a piano. It's wonderful to have a Bible and carry it around, especially a big one. Especially that's got a lot of notes.
But without the Holy Spirit, all you've got is a piano with no music. See, you're dependent on the Holy Spirit. Isn't that embarrassing? You can't do without Him. There's no substitute for Him. Dit word so mooi gestel deur Derek Prins en hy sê daarso dat ons kan nie die woord lees sonder die Heilige Gees nie. So dis waar God saam met ons die Bybel deurdraf in ons lewe waar ook al jouself bevind is wanneer jy die woord optel dat dit van toepassing op jou lewe kan hê. So ek wil nou net bietjie na die volgende gedeelte toe gaan en vir die wat dalk nie verstaan as ek praat van die Vader, die Seun Jesus en die Heilige Gees nie. Vir die wat dit dalk nie sin maak nie. Ek het net hier so 'n klein illustrasie gesit waar God is die Vader en die Seun Jesus en die Heilige Gees. So dis nie drie gode nie, dis een God, maar is 'n drie-enige God. So wat bestaan uit drie persone. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En wanneer ons na Johannes 14 vers 6 kyk, dan sê dit Jesus antwoord hom en sê ek is die weg van die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dis een God, Vader, die Seun en die Heilige Gees maar is drie persone. So hierso sien ons dat hierso sien ons dat is 'n paar skriffies wat dit net bietjie uiteensit. Wat sê Matteus 28 vers 19 sê: "Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het." So ons kan sien duidelik daar's drie persone, dis Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daar's drie afsonderlike rolle wat vertolk word, maar dis 'n enige God, dis een God. Johannes 1 vers 1 sê in die begin van die woord en was die woord en die woord was by God en die woord was God. So ons kan sien vanaf die begin dat Jesus was daar van die begin af met God en Heilige Gees en is 'n drie-enige God. Maar daar's drie rolle wat vertolk word, drie persone. So as jy bietjie verder, jy kan op jou eie net al hierdie skriffies bietjie deur gaan lees. Maar wanneer ons bid ons na die Vader toe in die naam van Jesus en gelei deur die Heilige Gees. So hier is die modelgebed in Matteus 6 vers 9 tot 13. So net om vir julle 'n bietjie te verduidelik, net min of meer op as ek nou praat van die Heilige Gees en ek daar's dalk vir julle terme of vir die nuwe babatjies in die gees wat dalk nie verstaan wat ek bedoel het nie en ek wil dit net vir julle uiteensit. So ja, ek wou dit nou net vir julle uiteensit hier sodat julle net verstaan en mens word gelei deur die Heilige Gees. Ons bid na die Vader toe in die naam van Jesus, gelei deur die Heilige Gees. Okay. Alright, so nou spring ons sommer in en julle sal sien die Bybel bestaan uit 'n Ou Testament en dit bestaan uit 'n Nuwe Testament. Daar is 39 boeke in die Ou Testament en 27 boeke in die Nuwe Testament. In totaal het ons 66 boeke. So ons gaan nou net kyk na die Ou Testament en ek het dit opgegroepeer in 4 dele sal ek sê, in die wet, in die geskiedenis en die gedigte en wysheid en die profetiese boeke. So die wet bestaan uit van Genesis tot en met Deuteronomium. Dan gaan kyk ons na die geskiedenis vanaf Josua tot en met Job. En dan jou gedigte en wysheid sal ek in hierdie 4 boeke opsom. Jou Psalm, Spreuke, Prediker en Hooglied. En dan die profetiese boeke is van Jesaja tot en met Maleagi. So julle gaan nou sien waar pas elke boek in, maar dit help om dit op te groepeer in hierdie 4 boeke. Of in hierdie 4 afdelings wat uit 39 boeke bestaan. Okay, so ek het 'n struktuur gaan
gaan optrek en ek moet vir julle net eerstens dalk net vir julle net gehou wat ek net gehou hierso stop sharing. Ek wil net gehou 'n whiteboard uitkry en dan net vir julle wys as ek praat van voor Christus en dat julle net sal net sal verstaan as ek nou gaan praat van die tydlyne en alles. So ek gaan net gou 'n lynie teken en ons is nou hier in 2026. Okay? En min of meer kom ons maak daar 'n lyntjie, daar is dit 0. So as julle sien, ek gaan praat van voor Christus. Kom ons sê 500 jaar voor Christus. Dan meen dit is 500 jaar voordat Jesus gebore was. So ons gaan kyk baie na die tydlyne vanaf die boek van Genesis tot en met die boek van Openbaring en tot en met vandag. So om julle net vir die wat dit nie verstaan nie, ons is nou in die jaar 2026, maar eintlik oorspronklik gaan ons terug na gaan ons terug na 4000 jaar. So voordat Jesus gebore was daar soos 4000 jaar wat plaasgevind het. Toe kom ons en toe Jesus gebore was, toe begin ons weer die lyntjie van 0 af en ons begin weer van voor af te tel. En nou is ons in 2026. So as ek gaan praat van 500 jaar voor Christus, beteken dit is 500 voor daai punt van 0. Okay. So net om julle te laat verstaan wanneer ek praat van die tydlyne, en dit is min of meer om dit net in 'n eenvoudige konsep te verduidelik. Alright, kom ons maak gou my ander presentation oop. Okay. Alright, so net so 'n bietjie uitzoom. Alright, hierso sal julle sien, ons gaan hierdie bladsy ook redelik baie gebruik. Dit help net om al die boeke van die Bybel bymekaar te sit van die Ou Testament. En julle sal sien daar's nommertjies. 1 is Genesis, Exodus is 2, Levitikus 3, Numeri 4, Deuteronomium 5 en dit gaan so aan tot en met 39, want daar's 39 boeke in die Ou Testament. En dan hier is 'n tydlyn geteken wat ons gaan help om te verstaan waar en wanneer het die boek plaasgevind. En hierdie boeke is presies in plek gesit. So jy sal sien, die boek van Genesis gebeur hierso in die eerste 2000 jaar. Dit is nou voor Christus. So ons sal sien as ons nou deur dit deurdraf en alles en goed, sal julle sien dat hier is nou tydlyne saam met dit. So daar's baie jare voor dit wat plaasgevind het. Daar sal klaar soos net 2000 jaar wat plaasgevind het daar, en dan is hier nog 2000 jaar en dan kom ons eventueel kom ons by die tydlyn 0 en dan is Jesus gebore. En as julle sien in die Nuwe Testament het ek ook so 'n struktuur opgetrek wat julle sal help wanneer julle die woord lees. En dan dit beweeg dan aan tot en met waar ons vandag is. So julle sal sien byvoorbeeld die boek van Job. Die boek van Job is 18de in die ry. As julle hom gaan lees, hy's 18de daar. Maar julle sal sien dat eintlik het hy plaasgevind in die tydperk van Genesis. So hierdie gaan in die tydlyn van daar iewers in die begin wat dit plaasgevind het. So dit gee vir jou 'n goeie aanduiding van waar dit afspeel en wanneer dit afspeel. Hierso sal julle sien, net gou teruggaan.
die blou is gemerk, dis al die profetiese boeke. So jy sal sien, baie van die profetiese boeke het hier plaasgevind in die boek van Konings en die boeke van Kronieke en dan bietjie verder is daar ballingskap gewees en dan beweeg ons bietjie verder net voor Christus, voordat voor Jesus gebore is en alles, het daar nog profetiese boeke wat in hierdie tydperk plaasgevind het. So, dis ook gemerk in kleurs, jy sal sien, hierdie boek is meer jou geskiedenisboeke, die groen is die gedigte en die blou is jou profetiese boeke. So, ons gaan baie keer nou terugverwys na hierdie toe, wat ons gaan help om te kyk wat, wanneer gebeur, ek het maar net hier uh, net gemerk in mense en gebeure soos wat se mense was, daar 'n bietjie van toepassing en wat is die gebeure wat plaasgevind het. So hierdie gaan jou baie help wanneer jy kyk in totaliteit na die woord van God en jy begin deur te stap in die tydlyn. Alright. So nou begin ons by die begin. By die boek van Genesis. Ek wil net kom so 'n bietjie inzoom. Alright, so julle sal sien dat ek het in pink het ek gemerk nou die boek se naam, en dit sê Genesis, en ons gaan nou begin in die boek van Genesis. So, en mens kan nie elke detail, ons gaan nie op elke liewe detail ingaan nie, maar ek wil hê julle moet sien waar die woord van God begin en hoekom en waar alles gebore is en ons stap deur al die pad en tot en met die einde. So hierdie is net soos 'n groot oorhoofse view, opsomming daarvan. Maar as ons nou begin by die heel begin ons by die skepping. En die Skepper is ons God wat alles gemaak het en die aarde, die hemel en alles. En jy sal sien as jy nou sonnaskool bygewoon het en jy die voorreg gehad om sonnaskool by te woon, is dit wat hulle die eerste ding wat hulle vir jou leer is wat elke dag gemaak was van dag 1 tot en met dag 7. So julle sal sien dat wat vir my baie interessant is, in dag 1 het die Here gesê laat daar lig wees, skeiding tussen lig en duisternis. Hier is dit vir my baie interessant want dag 4 sê die Here die son, die maan en die sterre gemaak vir tekens en vaste tye. So skeiding tussen jou dag en nag. So wat is dan dag 1? Laat daar lig wees. En dit is net vir my, dit wys na Jesus. Jesus is die lig. So, Jesus is eers gebore hier waar ons in die Nuwe Testament is. Maar, as ons nou kyk na van die begin tot die einde, God is daar, God is Vader, Seun en Heilige Gees. En as ons gaan kyk na Johannes 1 vers 1 tot 2 sê dit in die begin was die woord is Jesus en die woord was by God en die woord was God en hy was in die begin by God. So Jesus was daar van die begin af, van dag 1 af. En Genesis 1 vers 3 sê vir ons en God het gesê laat daar lig wees en daar was lig. So dit wys net vir ons van die begin af was Jesus al daar gewees. En net nog nie gebore op aarde en wat God sy seun gegee het vir ons en wat gekruisig was en daai hele storie nie, maar dit is baie interessant om dit te sien. So ons sien daar 7 dae, dag 2 was die waters is geskei en die see en die hemel is gevorm. Die aarde is in dag 3 vrugbaar gemaak, dis die plante en die bome. Dag 4 is die son, die maan en die sterre en dit is nou die vaste tye wat vir ons gee skeiding tussen dag en nag. En dan dag 5 is die seediere en die voëls en dag 6 is die landdiere gemaak en die mens na God se beeld. Die mens is Adam en dag 7 is die werk voltooi en God het gerus. En as ons kyk na rus is dit die Sabbatdag. So dit is alles in hoofstuk 1 genoem wat God gemaak het. Die woord moet ons altyd kyk, jy weet ons word baie keer simbolies die Here gebruik baie goed simbolies wat goed simbolies verteenwoordig en ek dink 'n mens kan baie dieper delf wanneer dit kom by die dae bietjie later in die woord van God dan praat die Here van 'n dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar is soos 'n dag. So as 'n mens gaan tot die einde van die woord van boek van Openbaring in die Nuwe Testament, sal 'n mens sien hoe
ja, hoe baie goed net so in mekaar vleg. So dis kom ek sê, die woord van God lees ons van die begin tot en met die einde. So ons moes met die skepping begin en dis waar alles begin het. En die Here het vir Adam gemaak en hy het toe vir Eva ook gemaak uit die rib van Adam. En hierso kan ons sien God het die mens geskaap na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskaap, man en vrou. So ons sien duidelik daar's man en daar is vrou. En dis toe die sonde ingekom het, en Satan het toe hulle verlei en hulle was toe ongehoorsaam en hulle eet toe die boom van kennis van goed en kwaad. So as ons kyk na Genesis 3 vers 1, dan praat hulle van die slang wat listiger is. Nou Satan was oorspronklik 'n engel gewees en hy was ongehoorsaam aan God. So en hy het geval toe van die hemel na die aarde toe en hierso kom Satan en hy word geïllustreer in 'n slang, 'n voorbeeld. As ons kyk na Openbaring praat hulle ook van die slang van ouds en dit is Satan. So ons kan duidelik sien al van die begin af dat jy weet daar's bonatuurlik, daar's 'n geestelikheid. En die Here het engele gemaak ook. So as ons kyk na Hebreërs 1 vers 14 praat dit van die engele is dienende geeste. So Satan was 'n engel gewees en hy was ongehoorsaam en hy wou en trots het in jy weet daar baie trots wat plaasgevind het en hy het toe geval en hy wou soos God wees en alles en ja, so ons sien duidelik dat daar 'n geestelike oorlog is wat plaasvind in Efesiërs 6. So daar is 'n geestelike riem en ons moet bewus wees daarvan. Ja, kyk, kom ons gaan nou 'n bietjie terug. So ons kan sien die oorspronklike plan is dat God 'n verhouding met ons wil hê. En die oorspronklike plan was om te wandel saam God in die tuin van Eden. En as ons kyk na dit, ons raak so besig in vandag se lewe en ons baie goed het plaasvind, maar die oorspronklike plan was is dat God het die mens gemaak om verhouding met hom te hê. En toe die sonde ingekom en nou weer die mens, wat is goed en wat is kwaad. En van hier af vorentoe gaan julle sien hoe dit 'n proses is oor en oor waar die volk van God in sonde verval en dan moet hulle, jy weet, terugkeer en God het die hele tyd uit hierdie plan in plek en die plan oorspronklik is Jesus. So ja, as ons 'n bietjie verder beweeg sal jy sien uit Adam en Eva het Kain en Abel gekom. So dis die twee broers. Hier is vir my baie mooi skriffie wat sê Genesis 4 vers 7 sê is daar nie verheffing as jy goed doen nie. En as jy nie goed doen nie. Die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. So die sonde loer en as 'n mens die deur net groot genoeg oopmaak, dan kom die sonde in. So hier kan ons sien dat die eerste moord plaasgevind het. Kain en Abel. Kain het sy broer Abel doodgeslaan. En ons kan sien as gevolg van Kain en Abel het albei offers gemaak voor die Here. En Abel het die kleinvee, eersgeborene kleinvee as offer gegee en Kain het die offer van vrugte van die land gegee en die Here het Kain se offer is toe nie deur God aangesien nie. So kom net weer terug na voordat die wet ooit in plek gesit is, voordat ons die wet in die boek van Exodus en vorentoe begin na kyk. Daar's verhouding met God en ons moet ons beste gee vir die Here en dit lyk dalk nou nie soos 'n 'n lammetjie wat geslag word of vee wat geslag word of so nie, maar ons kan al duidelik sien die plan van die begin af. En daarna het ons die nakomeling. So ons sal sien dat vanaf Adam tot en met Noag noem hulle dan nou al die nakomeling wat van Adam afkom tot en met Noag en dan word Noag as die volgende groot storie daar opgemerk wat sê die mense van God het in baie sonde verval en van hier af het die Here, jy weet die Here was nie gelukkig nie en hy het gesê hy gaan 'n vloed bring en maar
Dit sê hierso in Genesis 5 vers 6 tot 7 dat Noag het genade gevind in die oë van God. So hier kom die Here en hy gebruik Noag om 'n ark te bou. Dit is waar almal gedink het hy is mal, hy's besig om 'n ark te bou. Maar die Here het gesê hy gaan 'n sonnevloed bring en daar's 'n vloed en dit het gereën en uh ja, en toe almal is nou in daai situasie dood behalwe Noag en sy familie en die diere wat twee en twee by die ark ingebring was. En hierdie Here ook 'n verbond 'n belofte gemaak en hy het gesê hy gee die reënboog en hy het gewys hierdie belofte is die reënboog dat hy verbond maak dat hy nie weer so vloed sal bring nie. En ja, as ons kyk na hierdie hele storie vanaf hoofstuk 1 tot en met 10 is dit plus minus al 2000 jaar wat plaasgevind het. So daai tydlyn wat ek vir julle getrek het, dis die eerste 2000 jaar wat al plaasgevind het. En ehm ja, baie interessante skrif hierso is Genesis 6 vers 3 wat sê toe sê die Here my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. So jy sal sien vanaf hoofstuk 1 tot 10 is die mense het baie oud geraak. Methuselah het die oudste geword. Hy was 969 jaar oud. Interessant genoeg, dit was Henog se seun en dit was Noag se oupa. So jy sal sien dat hulle baie oud geword. En toe het God gesê nee, van hier af gaan die mens net 120 jaar oud word. So as jy 'n goeie lewe het, is jou lewenstydperk beperk tot 120 jaar. As jy reg en in die jy weet reg stap en ook met God se wil oor jou lewe, is dit 120 jaar oud wat jy kan word. So hier sal julle sien by hoofstuk van 11 toe het die mens weer in sonde verval en hulle het gesê kom laat ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik. En laat ons vir ons 'n naam maak sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. En toe kom die Here en toe verwar hy hulle in hulle tale en dis waar al die tale ontstaan het want hulle wou groter wees en hulle wou tot heel bo tot by die hemel 'n toring bou. So hierdie alles speel af tot en met hoofstuk 11. En dan skop ons af met Abraham. En ek sal sê dit is waar die avontuur begin en waar geloof begin. Plus minus is Abraham plus minus is hy gebore 2166 voor Christus. So hierso sien ons dat die Here sê in Genesis 15 vers 5 tot 6 sê hy daarop lei hy hom uit na buite met die woorde kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel en hy sê vir hom so God sê vir Abraham so sal jy nageslag wees en hy het in die Here geglo en hy het om dit tot geregtigheid gereken so ons sien dat die Here sê vir hom hy gaan vir my nageslag gee en hy gaan sy nageslag en so baie wees as toe hy nou na die sterre kyk, die Here dit nou as 'n voorbeeld gebruik. Maar dis 'n belofte wat God gemaak het aan Abraham dat hy vir hom soveel 'n so groot nageslag gaan maak. En dit is waar die hele fantastiese storie begin waar ons kan sien die Here se planne is al reeds uitgewerk. Die Here is alomteenwoordig. So hy is daar van die begin tot en met die einde. Hy weet van die dag wat jy gebore word tot en met die einde, die laaste dag wat jy jou asem gaan uitblaas. En as ons kyk na as ons kyk na die woord van God, onthou die woord van God is as ons kyk, dit is die volk van God wat Israel is. Maar onthou, die heidene wat in Engels Gentiles genoem word, dis nou ons. Ons is nie van die kultuur en die bloedlyn gebore van die Joodse volk nie, van die Jode nie. Ons is actually 'n Gentile. Ons is 'n heiden. Maar deur Jesus is ons aangeneem en ons is sy kinders. So ek is 'n dogter van God deur Jesus. Toe ek Jesus aangeneem het en die Heilige Gees in my kom lewe en die Heilige Gees se lewe in my en deur Jesus kom ons na die Vader se hart toe. So ja, hierso het die Here belofte gemaak aan Abraham en jy sal sien dat hy was eers ongehoorsaam en hy het
hy het sy vrou se bediende geneem of slavin geneem en toe sy Ismael gebore. So ek sê baie keer as jy ongehoorsaam is, moenie 'n Ismael laat gebore nie want hy was ongehoorsaam en hy het dinge in sy eie hande vat. Ek meen bygesê toe die Here hierdie woord vir hom gegee het, was hy min of meer 100 jaar oud gewees. So ja, toe staan die een volk gebore, die een seun Ismael. Daar het hy 12 vorste of 12 prinses bestaan wat ook baie sterk was. Maar die oorspronklike plan was dat Isak gebore is en dit is die verbond wat die Here gemaak het. Dit is die belofte wat die Here gegee het op hierdie skrif. En hierso sê hy toe en hy toets toe vir Isak en hy sê neem jou seun, die enigste wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Moriah en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal uitwys. En ons kan net sien hier is 'n baie mooi voorbeeld ook waar ons al klaar sien as ons die gelykenis trek. Daar is Jesus en God het Jesus opgeoffer. Hier die Here het vir Abraham se hart getoets om sy seun Isak te neem en op te offer. Die Here het toe gesê wag, moenie maar hy het sy hart getoets en ons kan hierdie mooi gelykenis trek met Jesus. En as ons gaan kyk na die Nuwe Testament. So uit Isak is Jakob toe gebore en Jakob se naam het verander na Israel toe. So dis waar Israel nou inkom. Julle het nou al baie gehoor van Israel en dis tot in vandag nou wat die volk Israel daar is en dis God se volk en dis belangrik om God se volk voor te bid en vir hulle te wees en nie teen hulle te wees nie, want dit is God se volk. Alhoewel hulle dalk nie in Jesus glo nie en hulle glo die Messia moet nog kom, Jesus. Ons moet vir hulle bid en julle sal sien tot en met die boek van Openbaring sal julle sien dat God se volk gaan terugdraai. Ek wil nou nie ver vooruit daarop nie, maar baie belangrik hierso is 12 stamme toe gebore uit Jakob uit. En dis Reuben, Simeon, Levi, Juda, Sebulon, Issachar, Dan, Gad, Aser, Naphtali, Josef en Benjamin. So dis belangrik om notisie te neem van die 12 stamme, want hierdie 12 stamme word van nou tot en met die einde, tot en met die boek van Openbaring, sien jy die 12 stamme. So dis belangrik om bewus te wees van die en dit te verstaan, daar's 12 stamme gebore, maar uit hierdie 12 stamme was daar die een stam wat Josef is, en Josef is gebore, en hy is deel van hierdie 12 stamme, en hy is gebore, en hy is toe in 'n put gegooi deur sy broers, en sy broers het jaloers op hom geraak, want hy het 'n droom gehad, ek dink hy het 2 drome gehad, en hulle het baie jaloers geraak op hom, en toe sy verkoop, en hy is op pad na Egipte toe. En hier kom Josef nou in Egipte. So Egipte is nou nie die plek om te wees nie. Hy is nou in 'n plek waar hy eintlik ja, hy moet nou aanpas daar en as 'n ek dink jy weet as 'n slavin wees en hy's as 'n slavin verkoop. Maar hier kom die Here en die Here gebruik Josef in die mees ongemaklikste plek in Egipte. En die Here gebruik hom toe om Farao se drome uit te lê. Farao is die koning van Egipte. En die Here stel toe Josef aan as maghebber oor die land. En daar drome gekom dat daar 'n hongersnood gaan wees op die hele aarde. So julle moet nou weet, hier sit Jakob met sy seuns, maar Josef is nou verkoop. Jakob, wat Israel is, dink nou dat sy seun dood is, want hulle het gelieg en gesê sy seun is doodgemaak. Maar intussen is hy eintlik verkoop deur sy broers. En intussen het die Here hierdie fantastiese plan in plek alreeds en die Here gebruik toe vir Josef en hy stel hom toe aan as maghebber oor die land en hy drome uitgelê en die Here het hom eintlik soos 'n regterhand langs aan Farao kom sit. En ons sien dat uiteindelik dat die Here Josef se broers terugbring na hom toe
en Jakob en jy weet hulle pa en uiteindelik was daar 70 mense van hulle familie wat teruggekom het na Egipte toe. En Josef het toe na hulle daar gekyk. Farao was toe, jy weet, Farao was aan hulle kant en alles het goed gegaan en goed verloop. En Josef het toe gesterf op 110 jaar oud. En hierdie hele storie wat ek nou uiteengesit het, is letterlik net die eerste boek van die woord van God. Dit is 50 hoofstukke opgesom. Maar ek dink goeie fondasie is nou gelê. In die begin ons gaan bietjie vinniger begin deurdraf, maar ons moes deur 'n paar goedjies eers gaan en verstaan. Uh 'n mens kan nie in alle detail gaan nie. Ek probeer maar net oor hoofstukke deur die Bybel te vat. Maar as jy nou gaan kyk na die boek van Genesis en jy begin net na die boek van Genesis te kyk, 50 hoofstukke en hierdie hele storie word vir ons al uiteengesit. As dit bietjie ongemaklik voel dat jy voel, weet jy wat, trek die kinderbybel dan nader. Begin weer die stories te lees in die kinderbybel. En jy weet dit is ook 'n weergawe van vertaling wat iemand geskryf het wat dit vergemaklik vir kinders om te verstaan. En al is jy 'n groot mens en jy voel dis net bietjie te de mekaar, trek dan die kinderbybel nader, begin om te lees. En hierdie stories word mooi uiteengesit en opgesom. Maar hierdie notatjies gaan jou ook help net om alles bymekaar te sit waar wat pas. So in die volgende sessie gaan ons begin kyk na die boek van Eksodus en ons gaan bietjie vinniger deurdraf en dit sal bietjie spoed optel, maar ons bietjie fondasie wat ons nou gelê het. So ja, ek dink hierdie eerste sessie gaan ons nou stop. Ek hoop julle het dit geniet, die eerste sessie sover. Daar is verskriklik baie inligting wat ek nou gedeel het. En vir van julle, jy weet, julle ken die stories en dit is vir julle baie eenvoudig, maar ons moet by die begin begin. So hierdie is nou sessie 1 en ek hoop dat julle dit geniet het en dat julle uitsien na die volgende sessie. Ons gaan bietjie vinniger deur begin draf vanaf die boeke en julle gaan sien hoe die tydlyne begin mooi inpas en invleg by mekaar. So ja, alright julle met 'n baie geseënde aand hê. Dankie vir die wat dit kon bywoon en ek sien julle dan by sessie 2.